Die wyntjie waai so lekker die buitekant en ek kan nie anders om te dink terwyl ek nou luister na die wind en die mens bang is, jy weet nie wat gaan gebeur nie, want daar het mos nou hierdie waarskuwings uitgegaan oor die nuus, oor hierdie storms en die skade wat dit kan aanrig. Ek kan nie anders help as om te dink aan dit wat besig die naweek gebeur het in die Weskaap met hierdie winde en die natuurrampe en hoeveel mense dalk hulle lewens verloor het. Ek het nie die nuus so dopgehou nie, maar as jy sien net al die skade wat verrig is. Maar saam met dit is daar hierdie ander ding wat my so ontstel het hierdie naweek. En nie net die naweek nie, die afgelope tyd. Jong, ek kyk na die nuus en ek sien hoe daar hierdie nuusberigte is en goed op sosiale media is oor kerke en Christene wat gekritiseer word oor goeders wat hulle doen. Nou ek wil vir jy sê, eerste ding, as jy regtig 'n kind van God is en jy het regtig daai ontmoeting met God, gaan jy eerder stil bly as om 'n pastoor of om 'n kerk te gaan kritiseer. En dit is my hartseer as ek sien hoe mense pastore of predikante kritiseer oor die salarisse wat hulle graag wil hê. Want uit ervaring uit kan ek jou sê, dat die pastoor en sy vrou en die kinders is altyd die wat aan die kortste end trek. Maar dit is nie waaroor ek vandag met jou wil praat nie. Vandag wil ek graag met jou praat oor die dinge wat ek raak sien van die laaste tye. Nou ek het gisteraan terwyl ek besig is om te dink hieroor en ek bid hieroor en ek sê, Here, U lê hierdie ding op my hart en ek moet dit daar uitkry, maar hoe gaan ek dit uitbeel sonder om self kritiek te kry, want ek weet daar gaan kritiek kom, want ek weet hoe dit is om in 'n pastorie te groot te word en die kritiek van die mense rondom hom wat sien maar of dink dat dit altyd goed gaan in die pastorie. Dit gaan altyd goed in die kerk en die kerk staan net daar en hulle wil net die geld vat van die mense. En ek kan weer sê, dit is die laaste ding wat ooit gebeur. As daai regtig 'n man of vrou van God is dit die laaste ding wat gebeur. En ons wat buite kan staan, moet so versigtig wees met die kritiek wat ons toesnou na die kerke toe. Ek sien oor die naweek, oor nuusberigte, oor 'n prediker wat aangeval word oor 'n preek oor tiendes. Wat is fout daarmee? Die Bybel sê jy moet jou tiende betaal. Dit gaan nie net na die kerk nie, dit gaan na die skatkis van die Here toe. Want as ek wil hê die Here moet my seën in al my weë, moet ek weet, ek vertrou hom. En dit gaan nie net oor daai geld nie, dit gaan oor daai totale opoffering wat ek maak, oor daai 10%, nie net 'n 10% nie, dit gaan oor daai tiende van myself wat ek opoffer vir die Here, wat ek teruggee vir die Here, en nie net vir 'n persoon nie. Ek sien oor die naweek, sien ek in die nuus, oor 'n man wat aangevat word oor die groot dinge wat nou gebeur het, oor 'n man wat 'n predikant gaan slaan oor sy vrou. Dit is nie waaroor ons nuusberigte moet gaan nie. Hoe is dit die moeite werd om sulke goeders na vore te bring as daar soveel geweld in hierdie wêreld is? Ek wil net gou vir jou 'n paar interessante stellings gee, net van wat besig is om Suid-Afrika te gebeur. En tog sien ons dit nodig om klein goedjies na vore te bring wat nie eers regtig nuuswaardig is nie. My hart gaan uit en hoor wat ek vandag vir jou sê. Ek is nie hier om op te kom vir enige iemand nie, maar iemand moet opkom en 'n ding daar uitsit om te sê, maar dit is tyd om te sien, te kyk en sien wat regtig besig is om te gebeur. Want as die vyand dit regtig reg kry om in die liggaam in van Christus te kom, wat het ons om op te staan? En julle, soos wat pastoor Wian verlede week vir ons 'n preek gegee het of 'n boodskap gegee het van, het ek nog die hart vir die mense van God? Het ek nog daai hart om uit te gaan met hierdie boodskap en hierdie opdrag wat die Here vir my gegee het om te sê, gaan dan uit na alle nasies, gaan doop hulle, laat die mense hulle self bekeer, en dit is ons plig as kinders van God, nie net as Christene nie, want ek wil vir jou sê, reg oor die wêreld, is daar 32% mense reg oor die wêreld wat hulle self proklameer as Christene. En uit hierdie 32% uit wil ek vir jou vra, hoeveel van hierdie mense het regtig 'n verhouding met God?
Die statistiek sê binne die volgende 4 dekades kan die res van die 68% van die populasie wat sê maar hulle is nie Christen nie, kan hulle daai 32% heeltemal uit die weg uitruim. Nou waar staan ek en jy om dan te kan sê, oor 40 jaar, ek gaan dalk nie meer hier wees, maar dan moet nog plek wees vir my kind as die Here nog nie gekom het nie. Wat 'n plek gaan daar dan wees vir ons kinders? Wat doen ons om regte verandering in hierdie wêreld in te bring met 'n hart om te sê, Here Jesus, ons weet die koms is naby. En ons soveel verlore mense, 68% van hierdie wêreld ken U nie, het nog nie hulle harte en hulle sake reg gemaak om regte verhouding met die Here te bou nie. Maar ek gaan doen toe nou gisterand gou net 'n bietjie navorsing en ek gaan kyk net oor dinge wat in Suid-Afrika besig is om te gebeur. In Suid-Afrika, per dag, huidiglik, word daar 85 mense vermoor. In 2022, Suid-Afrika val onder die top 10 lande wat selfmoord aanbetref. 32,5% per 100.000 mense pleeg selfmoord in Suid-Afrika. 55,5% van ons populasie van 30 miljoen mense in Suid-Afrika val onder die nasionale lyn van armoede. 32,1% van ons land se mense is sonder werke. Uit 180 lande reg deur die wêreld val Suid-Afrika as nommer 83 as die wêreld met die hoogste korrupsiesyfers. En as ek kyk net na Suid-Afrika wat huidiglik, daar was nou die dag gerugte gewees van Suid-Afrika wat hulle education, hulle opleiding, hulle standaard education, hoe kan ek dit anders stel, wil verlaag, omdat hulle sê, daar is nie meer geld om vir die kinders die nodige opleiding te gee, om die toerusting te gee, vir ons kinders se opvoeding. Julle, en dan wil ons beklei oor kerke. Is hierdie regtig die moeite werd om te gaan oor beklei? Ons beklei oor my siening in 'n sekere kerk teenoor jou siening in jou kerk. Dien ons nie dieselfde God nie? As jy voor die Here gaan staan, gaan hy vir jou vra, in watse denominasie het jy behoort? Is dit wat gaan gebeur? Aan die einde van die dag, as ons voor die koning gaan staan, gaan hy net vra, het jy my lief gehad? Het jy in my geglo? Dan wil ons kom beklei oor tiendes. Ons wil kom beklei, ons wil sê, 'n kerke kap mense se arms af wat nou net mense, wat ander mense doodgemaak het. Dit is bereid, dit bereik die hoofnuus. Maar hierdie populasie van mense wat doodgemaak is, hierdie moorde wat in ons land besig is om te gebeur, dit bereik nie die nuus nie. Egskeidings wat nie van die Here af is nie. En ek sê nie, jy moet toelaat meneer of mevrou, laat jou eggenote jou as 'n slaansak gebruik nie. Of rond te kere gaan met ander mense nie. Maar waar het dit gekom dat ons regtig voor die Here staan en dit in gebed voor die Here bring? Hoor gou wat sê 2 Timoteus 3. But I understand this, that in the last days dangerous times of great stress and trouble will come, difficult days that will be hard to bear. For people will be lovers of self, narcissistic, self-focused, lovers of money, impelled by greed, lovers, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and profane, and they will be unloving, devoid of natural human affection, callous in inhumane, irreconcilable, malicious gossips. Is dit nie waar ons is nie? Ons besig met malicious gossips. Devoid to self-control, intemperate, immoral, brutal, haters of good, traitors, reckless, conceited, lovers of sensual pleasures rather than lovers of God, holding to a form of outward godliness religion,
although they have denied its power, for their conduct nullifies their claim of faith. Ek is bekommerd as ek kyk na wat besig is om te gebeur. Here, my hart gaan uit na die mense rondom my wat ek sien, het nog nie hulle sake reggemaak nie, soveel verlore mense. En as ek kyk die natuurrampe en die koms van die Here is net om die deur, wat doen ons? Beklei ons oor onnuttige goed. My hart breek as ek kyk wat besig is om te gebeur. Terwyl ek weet daar's 'n mamma wat nou net 'n kindjie in die wêreld gebring het en sy weet nie hoe om vir hom te sorg nie. En wat is daar wat ek gedoen het om 'n verandering te bring? Wat is daar wat ek gedoen het om daai mamma of daai kind te gaan uithelp uit daai mishandeling uit? Maar ons kla eerder oor kerke en predikante. Dis nie waardig om eerder mense te gaan uithaal oor sieninge. Van ek is 'n Jood, ek is nie 'n Jood nie. Ek noem God Yahweh, ander noem hom El Roi. Of noem ek hom net Jesus, liefling van my siel. Dit maak nie saak nie, solank jy net vir Jesus ken. En jy daai persoonlike, intieme verhouding met die koning het. Sien my hart raak as ek vandag hierdie pleidooi voor jou lewer om te sê, los dit wat onnodig is en begin uitreik na dit wat regtig nodig is. As jy een van daai 32% van Christene is, wat sê, maar ek het regtig die Here nodig. Kom dan uit en sê, Here, hier is ek, verander my, laat die verandering in my begin, sodat ek nie hap en beklei op Facebook of Instagram of waar ook al dit is nie. Julle, as ek sien dat mense selfs wat ek ken, wat mekaar kap, om te sê, maar jy's 'n Christen, dan wil ek nie 'n Christen wees nie. En dan is dit mense wat sê, hulle is lief vir die Here. Mense wat mekaar kap om te sê, maar jy moet in die NG Kerk wees, ek wil my hande oplig, ek wil my hande klap, jy moet 'n hoed dra, jy moet 'n soet dra, jy mag net 'n rok dra, jy moet lang hare hê, jy mag geen gremering dra nie. Is dit waaroor ons beklei? Is dit waaroor ons beklei die regtig die moeite werd as ons voor die Here wil staan? Here, die Here het jou lief. Hy het jou by jou naam geroep, maak nie saak wie jy is nie. Kind van God, kom terug op daai plek wat jy net kan sê, maar dit gaan nie meer oor dit wat besig is om te gebeur rondom my, tussen my medebroers en susters nie. Ek wil my 10de gee, omdat dit is wat die Here vir my geopenbaar het. Omdat dit is wat die woord van die Here sê. Nie omdat ek 'n pastoor of 'n dominee wil verryk nie, maar omdat ek gee vir die werk van die Here. Nie om enige iets te bereik daardeur nie. Maar net om te sê, maar ek staan in 'n rein en heilige offer. Ek staan met my gedagtes wat skoon is voor die Here. Julle, en dit is al ewige stryd om ons gedagtes te kan skoon hou. Maar dis wanneer jy op daai plek kom, wat jy net kan sê, ja Here, U het my geroep net wat ek is. Hoor gaan wat sê Efesiërs 4, en ek gaan weer vir jou in Engels lees. Hy sê, but you did not learn Christ in this way. Dan praat hy van hierdie ongoddelike maniere, wat mense na toe hardloop. En hy sê, in fact, you have really heard Him, and have been taught by Him. Watter beter plek is dit om te kan sê, ek maak nie staat op dit wat die mens vir my sê nie, maar ek leer by God homself, omdat ek daai intieme verhouding het met hom, leer ek by homself, en bring hy vir my 'n openbaring oor dit wat reg en verkeerd is. Just as truth is in Jesus, revealed in His life and personified in Him, that regarding your previous way of life, you put off your old self, completely discarding your former nature, which is being corrupted through deceitful desires. Is dit nie tyd dat ons kom en sê, ek sit die eie ek agter my. Ek wil nie meer deceitful, ek wil nie meer goeders hê wat my oorrompel van die wêreld of van myself of van my man of my vrou of my kind nie,
Maar ek wil reg in my verhouding staan, net soos wat Wian verlede week gepreek het. Ek wil weer 'n passie hê vir dit wat nodig is. Ek wil weer 'n passie hê vir die koninkryk van God. Maar dis nodig dat ons moet wegdoen van my eie begeertes af. Om te sê, Here, hier is ek wil nie meer in daai plek staan wat ek deur mense verlei kan word nie, maar ek wil reg in lyn staan. Ek wil bereidwillige hande en voete hê om te staan in die koninkryk van God. Hy sê, and continually be renewed in the spirit of mind, having a fresh, untarnished mental and spiritual attitude, and put on the new self, the regenerated and the renewed nature, created in God's image, godlike, in the righteousness and holiness of the truth, living in a way that expresses to God your gratitude of your salvation. Mag dit vandag ook vir jou wees, dat jy kan sê, dit is tyd dat ek ophou met hierdie kritiek. Hierdie onbenullige goed wat die liggaam van Christus kan skade maak. Want maak nie saak wie jy is nie. Jy maak 'n verskil. Jy het waarde net waar jy is.